Hallo en welkom en ons begin hierdie week met 'n nuwe reeks waar ons bietjie gaan kyk na die verskillende boeke van die Bybel. Ons gaan leer waaroor dit gaan. So hierdie reeks, waaroor gaan dit? Ons begin met Genesis. Nou, ons gaan nie in-depth teologies daarna kyk nie. Ons gaan nie dit bisect en opbreek en kyk wat is die betekenis van hierdie spesifieke ding of daai ding. Ons gaan net 'n oor die algemeen kyk na wat sê die boek vir ons. Hoekom lees ons Genesis? Wat is die doel van Genesis? Hoekom is dit geskryf en wat leer ons uit Genesis uit? So as jy die boeke van die Bybel wil begin lees en jy weet nie waarom te lees nie of jy is nie seker waaroor of waarom 'n sekere boek te lees nie, dan is hierdie reeks vir jou waar ons gaan leer oor waaroor dit geskryf is. Waaroor gaan dit? Genesis. Nou, ons begin by Genesis, want Genesis is die begin. En Genesis gaan oor, presies dit gaan oor die begin. Die rede hoekom dit in die Bybel in die begin is nie net omdat dit die eerste boek is nie, maar dis in die Bybel in die begin omdat dit gaan oor die begin. Nou, Genesis is opgedeel in 2 verskillende afdelings. Die eerste afdeling kyk ons na die begin van die wêreld, hoe alles begin het, en dit sien ons in hoofstuk 1 tot hoofstuk 11, die skepping en wat daarin gebeur, en dan sien ons na dit, die begin van die Here se redding, in Engels praat ons van sy redemption, of sy redemptive plan. So dis die basiese breakdown van wat Genesis is. In die begin, hoofstuk 1 tot hoofstuk 11, hoe alles begin het. Hoe die wêreld begin, hoe die mens begin het, hoe die verhouding met God begin het, hoe sonde begin het, en hoe alles wat ons ken begin het. En dan vanaf hoofstuk 12 af, tot in die einde van Genesis hoofstuk 50, sien ons die reddingsplan van God, of God se reddingsplan in aksie, en wat hy daarmee doen. So kom ons begin in die begin. Genesis 1, vanaf vers 1, sien ons hoe alles perfek is. Ons sien hoe die Here skep, en hy het geskep om mens saam met God te laat wandel. Van die begin af is daar hierdie perfekte verhouding tussen die mens en God. Daar's niks wat ons skei nie, daar's niks wat tussen ons kom nie. Daar is 'n open path tussen my en God, en dis wat alles perfek maak. En in daai tyd sit die Here 2 bome in die tuin. Hy sê hy skep die wêreld, hy skep alles in die wêreld, hy skep die mens, en die mens is geskape na God se beeld. En hy sê vir die mens, jy mag van enige iets eet, en jy moet sorg vir alles, en jy moet voortplant. So dis die 3 reëls, as jy wil, wat die mens kry. Die 3 goed waaraan hy gehoorsaam moet wees. In die eerste plek moet hy gehoorsaam wees aan God wat vir hom sê, moenie van die boom van kennis eet nie. Is nie in hierdie orde wat die goed gebeur nie. En dan in die tweede plek, wat hy ook, die reël wat Adam, of dan die mens ook kry, is om te sorg na die aarde. Maak seker alles is versorg, en jy, mens, moet seker maak alles run smoothly. En dan die derde opdrag wat hy kry is om to be fruitful and multiply, om vrugbaar te wees, om nog mense op die aarde te bring. En baie keer dink ons en sien ons Genesis, en ons dink net daar was 1 opdrag gewees, en dis die een ding wat hulle moes aan gehoorsaam wees. Maar eintlik was daar 3 goed waar hulle moes gehoorsaam gewees het. So Adam en Eva was gehoorsaam aan die ander 2 goed tot die bome ingekom het. Tot die vyand die mens gelei het om te kies van die boom van kennis van goed en kwaad. En van daai oomblik af is die mens se besluite nie meer gemaak op grond van wie God is en wat God sê nie, en wat reg en verkeerd in God se oë is nie, maar wat reg en verkeerd is in ons oë. So wat ons gedoen het, ons het onsself bo God geplaas. En dan die hele Genesis 1 tot 3, vanaf vers 3, sien ons hoe daar hierdie crumble is van perfection na
rebellion. En dit skep die scene dan, dit skep die scenario vir wat volgende gaan kom. En dit is die aanhoudende downfall. So, die downfall of die sonde of die crumbling of die, maak nie saak wat 'n negatiewe woord jy daar wil gebruik nie. Dit begin by die sondeval, waar alles begin val. En dan dwars deur van daai oomblik af, Genesis 3, sê God, okay, sonde het nou gekom en dis nou tussen ons. Daar's iets wat maak dat ons nie vrylik by God kan uitkom nie. En ons gaan die nagevolge daarvan sien in Exodus en Leviticus en Numeri. En dan die res van die Bybel ook tot wanneer Jesus kom, maar spesifiek in daai boeke sien ons die nagevolge van wat sonde doen en die mens wat nog steeds by God wil wees en God wat nog meer by ons wil wees. So ons sien hierdie continued fall. En die mens raak net slegter en slegter en slegter en die Here besluit hy gaan oorbegin en hy gaan oorbegin met hierdie nuwe mens Noag. So in 'n sin word Noag die nuwe Adam. Wat nie perfek is nie, maar 'n nuwe Adam. En later in die Nuwe Testament sien ons ook waar Jesus dan die nuwe Adam weer word. Dit wat Noag nie kon accomplish het nie, kom Jesus en hy doen in sy perfection van wie hy is. So die Here stuur die vloed en hy begin oor. Hy sê, okay, tot nou toe het die mense net slegter en slegter en slegter en slegter geword en dit werk nie en ons, God, nie ek nie, en God en die mens skuif net verder en verder weg van mekaar af en die Here wil iets daaromtrent doen en hy begin oor. Hy sê, Noag, ons gaan oorbegin en hy stuur die vloed. En na dit sou ons gedink het, nou is alles weer goed, maar van daai oomblik af sien ons net nog steeds die aanhoudende sleg in die mens wat heeltyd voorkom. Wanneer die mens die kans gegee is om homself te wees, nie waarin hy geskep is nie, maar sy nuwe natuur, wat Adam deur sonde vir ons gegee het, dan sien ons dat ons bly sonde kies. We continue to fail. En Noag klim uit die boot uit, die aarde is weer droog en die Here sê vir Noag, begin oor, ek sal nie weer die aarde so verneel soos wat ek gedoen het nie, en dan ek paraphrase, maar die Here sê, al weet ek julle gaan nog steeds sonde doen en my nog steeds reject and deny, sal ek dit nooit weer aan julle doen nie. En van die eerste goed wat ons lees van Noag is, hy drink te veel en hy laat homself, he puts himself to shame, is wat gebeur. En daar waar God oor wou begin het, sien ons is nie die realiteit nie. En die nuwe wêreld is nie dit wat die mens dalk gedink het dit gaan wees nie, as gevolg van die mens. En dan beweeg ons oor na die Babylonian tyd, en die Babyloniërs het hierdie ding geïnvent wat hulle noem 'n baksteen, en Babylon word die center of alles, want hulle kan bou. They have the means to build wat ander mense of ander plekke nie kan doen nie. En hulle besluit, kom ons uit ons eie krag uit, kry ons self nader aan God. Ons het nie God nodig om by God uit te kom nie. En hulle begin bou en hulle begin bou en hulle begin bou, en God sien eintlik nie die greed nie, maar die selfsug en die pride binne in die mens. En hy sê, basically vir hulle, julle kan dit nie sonder my doen nie, en hy scatter die mense uit Babylon uit, en hulle die toring gebou om die mens te verhef, en by God uit te kom deur die mens te verhef, waar God wil hê ons moet by hom uitkom deur om hom te verhef, hom wat God is. So dit is in 'n netedop, Genesis 1 tot 11, God skep, alles is perfek en die mens bly net fail en fail en fail. En dan sien ons vanaf hoofstuk 12 tot 15 God se redemption plan. En net soos wat hy aanvanklik begin het met Adam en dan met Noag, kies hy nou 'n nuwe familie. Eers 'n nuwe mens, Abraham, wat later Abraham genoem word, en die Here maak met hom 'n belofte en sê, deur jou sal ek my mense laat uitkom. En hy maak 'n
hierdie belofte en ons sien die genealogy, die geslagsregister van die mens tot by Abraham, wat vir ons wys wie Abraham is en waarvan af hy kom, en Abraham word dan die nuwe begin, waarvan af die Here van daai oomblik af sy plan, en ons sien duidelik die Here se plan deur Abraham. Abraham het 'n seun Isak, Isak het 'n seun Jakob, Jakob het 12 seuns, en hierdie 12 seuns word die stammelinge, of dan die seuns van Jakob. Jakob se naam word verander na Israel toe, en die 12 seuns van Jakob, of dan van Israel, word die 12 stamme van Israel. En in daai tyd sien ons ook die seuns verkoop vir Josef aan die Egiptenare. Hy gaan na Egipte toe, alles is sleg, dan word alles beter. Hy word 'n gesiene mens deur die farao in Egipte, en hy kry 'n hoë plek. En in daai tyd is daar drought, daar's nie reën nie, so die mense van ander lande kom na Egipte toe, want Josef het dit uitgelê, die droom uitgelê, dat dit is wat gaan gebeur, en die opdrag was om dan vir seker hoeveelheid jare goed in te samel, to bring together die oes, sodat wanneer die droogte kom, daar genoeg sal wees in die stoorhuis. So mense het dan na Egipte toe gekom, as gevolg van Josef se, wil sê foresight, maar sy insig deur dit wat die Here vir hom gegee het. En van daai mense wat na Egipte toe gekom het, was sy ander broers. En die ander broers kom, en in die begin weet hulle nie wie Josef is nie, want hulle het hom verkoop as 'n kind, en hy's nou 'n ouer mens, en hy lyk ook anders aangetrek, want hy's 'n hooggesiende mens in Egipte, high ranking official, en later aanvind hulle uit, hy is Josef, en so kom die broers van Josef Egipte toe. En die kinders van Israel, of dan die volk van Israel dan, vind hulle self in Egipte. En dit is waar ons dan die exile vind, waar die mense, die Israeliese mense, of Israel, Jakob se mense, is nie meer in hulle eie plek nie, as gevolg van die drought, hulle is nou in Egipte. En dit lei ons dan na Exodus toe. Dit is hoe die volk van God in Egipte opgeëindig het. So waaroor gaan Genesis? Genesis gaan oor die verbond wat God gemaak het, die skepping, en dan die verbond, dit gaan oor God wat verhef word, en dit gaan oor God se redemptive plan vir die mens. Dit is wat ons daaruit kan leer, waar ook al die mens homself wil verhef, kom God en hy sê dit werk nie so nie, en die enigste tyd wanneer dinge uitwerk is wanneer God verhef word, en ons sien dan die Israel, die stamme in Egipte, en dit lei ons dan na Exodus, wat ons volgende boek gaan wees.